Dit is vandag maandag 10 November. Welkom by vandag se luistermeditasie. Ons lees saam uit 2 Samuel 7 vers 1 tot 9. Ons lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Ek steek vir ons 'n kers aan. Op berge en in dale en oral is my God. Waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. Waar ons gedagtes swewe of styg, ook daar is God. Omlaag en hoog verhewe, ja, oral is my God. Sy troue Vader oë sien alles van naby. Ons leef uit sy vermoë, word deur sy gees gelei. Die swaalkies behoed hy beklee met gras die dal. Die kleinste wurmpie voed hy, sorg vir die groot heelal. Die diere op die aarde, die visse in die see, die mossie en die arend, die blomme, veld en vee. Met al sy ander werke verkondig dag en nag, sy goedheid sonder perke, die grootheid van sy mag. Ian McCullen, dokter en psigiater en ook 'n digter, skryf iewers die volgende. Hy sê, nature is a church with no dogma that connects me to my authentic, untamed inner nature. Nature is a church with no dogma that connects me to my authentic, untamed inner nature. Toe daar vir een van my kinders gevra is om iets te skryf hoe sy die kerk verstaan, sy 8 jaar oud was, het sy die volgende gesê: mens skryf verskillende maniere van kerk. Kerk in die boomhuis, kerk op die trampolien, kerk in die kerk. Ek hou die meeste van kerk in Jonkershoek. God se reaksie op Dawid se opregte intensie om 'n huis vir hom te bou. 2 Samuel 7 wil ons dalk uitdaag om meer sensitief te wees vir sy teenwoordigheid oral om ons. Veral in die stiltes van ons eie hart en lyf. Ontvang 2 Samuel 7 vers 1 tot 9. Toe koning Dawid in sy eie huis woon, nadat die Here hom rus gegee het van al sy vyande in die omgewing, sê hy vir die profeet Nathan: kyk, ek woon in 'n huis wat met sederhout versier is, maar die ark van God staan in 'n tent. Dieselfde nag het daar egter iets gebeur. Die woord van die Here het tot Nathan gekom en vir hom gesê: gaan sê vir my dienaar Dawid, so sê die Here, wil jy vir my 'n huis bou om in te woon? Vandat ek die Israeliete uit Egipte laat trek het tot nou toe, het ek nog nooit in 'n huis gewoon nie. Het ek ooit vir een van die stamme wat ek beveel het om die leiding van my volk op hom te neem gesê:
Waarom bou julle nie vir my 'n huis wat met sederhout versier is nie? Nou moet jy vir my dienaar Dawid sê, so sê die Here die Almagtige. Ek het jou uit die weiveld agter die kleinvee weggevat om oor my volk Israel te heers. Oral waar jy gegaan het, was ek by jou. Oral waar jy gegaan het, was ek by jou. Laat lê hierdie teks vir 'n oomblik op jou hart. Koenie de Villiers het 'n aangrypende lied geskryf, Kathedraal, wat ek dink iets van die waarheid van hierdie teks kom vasvat. Ek wil jou nooi om jou hande oop te maak en die aangrypende lirieke van hierdie lied te ontvang. Jy is welkom om iewers hierdie lied op jou besonderse lied op jou eie te gaan luister. In my kerk is daar geen dak nie, geen relief of skildery, geen kandelaar wat hoog moet hang nie. Almal kan hier toegang kry, want my koepel is die hemel. Hoog genoeg vir al die sterre, breed genoeg vir die planete. Hier sal jy stilte, hier sal jy vrede, hier sal jy rus by my kom kry. In my kerk is daar geen mure wat 'n horison beperk nie. Daar's geen deure en geen slot, geen register om te merk nie, want die berge is die seile waar die arende kan skuilhou. Ja, die vlaktes is my vloere. Hier sal jy stilte, hier sal jy vrede, hier sal jy rus by my kom kry. In my kerk is daar geen vensters wat met brandglas kleure blink, geen nagmaalbrood wat jy moet breek of wyn wat iemand nog moet skink nie. Want in my kerk sien jy die kleure in die skemer as die son sak en die laaste wolke saampak. Hier sal jy stilte, hier sal jy vrede, hier sal jy rus by my kom kry. In my kerk is daar geen koor of orgel wat die rus verstoor nie. Hier vra niemand vir jou geld nie, as jy bieg sal niemand hoor nie, want die storms is perkussie en die wind wat nooit wil rus nie, maak musiek in al die bome. Hier sal jy stilte, hier sal jy vrede, hier sal jy rus by my kom kry.
Ek maak die deur toe en my hart oop. Steek 'n kers aan en sak af na die dieptes van my hart. Onhoorbaar sy stem en wonder waar my hulp vir hierdie dag sal kom. In my geestesoog kom die week verby. 'n brose kollega wat soek. 'n rondgerolde eerste rivier klip. Die ou sterwende oom met sy kinders om die bed. 'n uitgeputte kruietuin. 'n komposhoop. Die rooi volmaan wat vroegoggend oor die rand verdwyn. Suidooster wat die rook wegwaai en sonstrale wat die kerkvensters ophelder. En hoor in my verbeelding my pa neerie op berge en in dale en oral is my God.